hoop dit gaan goed met julle almal vanoggend. Ek sal dit nie weer gee. My voorreg net om weer die woord te kan kom bedien met julle vanoggend en so Stefan gedeel het vanoggend, ons tema vir die maand is lê dit neer. En ek is die tweede keer terug, toe vat ek Christian terug Klokkelaan toe en op pad terug vroeg die oggend en ek sit so net lekker worship aan en op YouTube kom so lekker ding of nie lekker worship song met my hart kom vra. En die Here vra my daai oggend op pad terug, wie's eerste in jou lewe? Wie's eerste in jou lewe, Job? En dan raak stil en ek sê, Here, praat met my, wat? Waar mis ek, Vader? En soos die worship bietjie aangaan en die ou begin bedien en wat so awesome was, hy sê in die stukkie is, wat doen jy in die oggend as jy jou oë oopmaak? Wat is die eerste ding wat jy doen in die oggend as jy oopmaak? En ek terg altyd Suzan, ek sê vir ja, sy die oggend en oopmaak, eerste ding moet kyk wat se WhatsApp het sy gekry vir die oggend. Dan raak sy vies vir my. Maar ons is so geneig, ons telefone het so deel van ons lewe geword. Ek het ongelukkig nie my telefone gebruik nie. Maar 'n telefoon, WhatsApp het so deel geword van ons natuur. Die week het almal wat Vodacom was, het 'n angsaanval gehad. Want niemand kan my nie hande kry nie. My wifi is af. Hoe gaan hulle my WhatsApp? Hoe gaan hulle dit? As jy op die infrastruktuurgroepies kyk en op classifieds, almal worry, hoekom ons Vodacom af? Want ons het so afhanklik geword van tegnologie, maar ons het vergeet van Jesus Christus. Dit is ons eerste resort wat moet wees in die oggende. As ek in die oggende my oë oopmaak, moet ek kan sê, dankie Jesus, vir nog 'n dag. Dankie dat U my gespaar het deur die aand. Vader Jesus, gebruik my in die dag. Ek lê my lewe tot niet neer voor U. In plaas van om my telefoon te kyk, ek kyk dit net WhatsApp. Dit was lekker om Billy almal se dagstukkies te luister, maar sê net eers vir Jesus dankie en dan luister jy na die dagstukkies. Maar dan kry ons voedsel op vir die dag om die dag in te gaan. En die Here kom en hy oortuig my en soos ek sê ons tema vir die maand is lay dit neer, lay it down before God. En ons kyk we were never meant to carry it alone. So baie keer kom ons en ek wil hierdie groot las van myself dra. My werksituasie, my finansies, my kinders, my ministry, nuwe ouers stres oor hulle kinders, ouers stres oor wat hulle kinders aanvang by die skool, bank hulle klas, leer hulle, kom hulle reg. Ons battle so baie by onsself, dat ons eintlik vergeet om te sê, Here, maar hierdie is nie my battle, dit is eintlik U se ding. Ek gee dit oor aan U, U sal my lei hierdie dag. Ons moet eintlik bid, vir al ouers, bid, sê Here, gee my wysheid vir my kinders. Hoe kan ek my kinders beter maak lei? En baie keer het ons goed in die verlede aangevang op dan en aangejaag en so stout gewees en goeders, dan ontmoet jy Jesus en dan partykeer loop jy maar hy regret in jou hart op grond van wat ek in my verlede gedoen het. Maar Jesus sê ek het jou vergewe daarvoor. Die jong mense wat klaar maak met skool, ek onthou toe ou Stean, ek het hom begin praat en ek sê Stean, wat gaan jy volgende jaar doen? Toe hy klaar maak met oom, ek weet nie. En ek kon die angs in sy stem hoor van oom, ek weet nie. Ek sou klaar met skool, wat gaan nou gebeur? En al wat ek hom sê, Stean, vertrou die Here. Ja oom, wat kon sien, nou was jy lekker oortuig gewees nie. En ek sê, kom Stean, ons bid vir jou vir werk. En 'n kwessie van, ek in 2-3 weke het ons saam Stean gebid het, toe maak die Here vir my deur oop. Hoe natuurlik. En hy kon rustigheid in dit gevind het. Maar dis nie as gevolg van ons gebede nie, die Here het gesê, ek hoor julle gebede. En wil leer ons altyd, die Here hoor, die gebed van 'n opregte persoon hoor die Here. Amen. So kom vandag, wil ek julle uitnooi en sê, Here, hier's ek. Moet my overload, wat die slim ouens, wat hou van tegnologie, weet partykeer sy generator aan sit, jy hoor as hy so hard trek. Jy hoor hy generator gaan enige oomblik doodgaan, want hy is ge-overload. Hy wil nie werk nie, want hy is ge-oorlaai met werk. En dieselfde met ons as mens wees. Partykeer oorlaai ons onsself so baie met die dinge van die wêreld dat ons vergeet van die dinge van die Here. En sê Here, hier's ek. Ek lê dit tot niet neer voor U. Ek gaan dit vandag net neer lê, my overload bietjie afbring en dat ek weer 'n mens wees. Die week het ek daar by oom en ek gaan kyk of iets by hom en sy vrou deel met my.
Sy ervaar toe sy net in die kerk was, en sy is so rustig in die kerk en goedes en die Here oortuig haar van hierdie is heilige grond, it's holy ground. So wat sê die Here vir ons vandag? Lê dit neer. Ek sal hierdie overload van jou afbring. Ek sal dit rustiger maak vir jou. Maar ons moet hom dan begin vertrou. So wat beteken dit regtig om dit neer te lê? Wat beteken dit regtig? So baie van ons ouens gaan vir my sê, maar Jacques, hoe lê ek dit neer? Ek weet nie wie van julle kan my preek onthou van die baggage claim, dat ek al my tasse hier gehad het en toe besluit het om my tassies pak, maar dit het nie gewerk nie. Maar baie van ons kom en soos ek gesê daai dag is, ons vat ons baggage en ons tasse en ons sit dit voor die kruis en 10 uur is die diens klaar is of 10:30 of jy klaar koffie gedrink en kom eers by die kruis verby en jy vat jou tas en jy gaan weer huis toe met jou tas. In plaas van om te sê Jesus, maar ek lê dit neer by U. Ek los dit hier vandag. So ek wil jou bemoedig as ons vandag dit gaan neerlê. Is nie maar ons het die tasse hier vandag en dan het ek eintlik vir jou gesê, vat in die gees en hulle my ketting en maak 'n tas vas by die kruis. Laat jou nie kan saam met jou vat en gooi die sleutel weg. Ek is gister by 'n begrafnis waar ek 'n diens gelei het en ek besef net weer eens dat lewe so kort is. Ons oorlaai onsself met die probleme so erg dat ons vergeet eintlik om verhouding met mense te bou. Vergeet om mekaar lief te hê. Vergeet net om mens te wees. As ons lees 1 Petrus 5:7, hy sê dit vir ons, cast all your anxieties on him because he cares for you. Nie ek nie, die Jesus Christus self sê, ek wil hê jy moet jou anxiety bring jou angs na my, ek gee om vir jou. Ek wil jou help. As Gerard daar by die koöperasies en hy trok kom in die silo's in en hulle, dis een na die ander en hy weet en hy raak angstig want dis een lorry na die ander lorry en die boer bel hom en sê, hoor jy hoe ver is my lorry, hy moes al terug gewees het, hy moet nog aan ons kom haal. En hy sê, Here, help my. Ek raak net rustig in U teenwoordigheid. Maar dit is nie altyd maklik om met mense te werk nie. Veral met boere. Sorry om Willie. Boere raak baie angstig vinnig. Maar ek wil net sê vandag is dit, en dis dieselfde met ons lewe, ons raak so angstig, môreoggend word ek wakker en ek sê vir myself, ek het nie finansies om kos te koop nie. Hoe gaan ek krag koop? Hoe gaan ek my rekeninge betaal einde van die maand? Hoe gaan ek dit? Hoe gaan ek dit? En dan raak jy so paniekagtig. En dan sê jy, Here, raak dit rustig. Ek gee om vir jou. So cast all your anxieties on him. En iets wat ek Oudiselle is baie, toe ons mekaar leer ken het, sy 'n control freak gewees. Sy is nou baie beter met dit. Want sy het geleer om te let go en let God be. So baie keer probeer ons dit self kontrol. Soos ek nou gesê het, jy sê vir Jesus vandag, ek kom en ek bring my vrees na uit en ek sit dit voor die kruis neer, maar as die diensplaas dan vat jou vrees weer saam terug, want ek gaan dit uitsorteer. Ek gaan dit doen. Ek gaan dit. En Jesus sê, los dit. Hy wil dit graag doen. Want as die angs op, as hy daai vat, hy soos die Bybel sê, is my yoke is light. Stop replying it. Stop trust with God. Baie keer sal ons oor 'n ding, ek weet ek het baie keer baie oor 'n ding top en ek kan aangaan, dus daar sê net vir my, hou net op preek, en dan sê ek, okay, nee, ek's rustig nou dan sê Michaela, hoor, gee my eerder 'n pak slaas, baie makliker as 'n preek. En ons is nou dan, ons is by mense, ons gesels so 'n bietjie en goeders, en die tannie maak 'n hart oop en sy deel, en ek sê, Sarah, vir myself ons huis toe gaan. My bokkie, nou verstaan ek wat jy sê. Sy sê, hoekom? Ek sê, ek het myself gehoor vanaand. Sjoe, maar dis uitputtend. Want ek het dit probeer beheer, ek het dit probeer uitsorteer, ek het dit in plaas van gesê, God, Jesus dit. Wat is U se hart vir die omstandighede, vir die probleme? Eerder net my hart met God te deel, my kinders te deel en sê, ek ervaar dis wat Jesus sê. En kort tydens oor gister se begrafnis is, dit is die eerste keer in my lewe wat dit gebeur het, dat ek het al van 'n pasgebore babatjie begrawe, tot my skoonpa, my eie pa, baie begrafnisse gedoen. En die Here lê 'n woord vir my en ek profeteer daar by die begrafnis gister. En toe ek terugloop huis toe, ek sê, Here, wat het vandag gebeur? En die Here sê, maar my goedheid en my guns moet mense begin besef. Of dit by 'n begrafnis is, of by 'n troue is, ek wil hê die mense moet weet ek lewe. En dis waaroor dit gaan. En ek het my beheer en ek het op myself ophou rely en gesê, Here, ek gee oor. Ek gee oor vandag. En ek vertrou U.
Hoekom struggle ons om dit neer te lê? Hoekom? Baie keer as ons daai tannie daar sit en sy dink, sy's nie wetenskaplike nie, sy dink van sy stres. Hoe gaan ek dit neer lê? Ai, wil jy vra, hoe lê jy dit neer vandag? Hoekom sukkel jy om dit neer te lê? En dan gaan die ou begin maak ding. En ek wil graag hierdie 3 punte met julle deel. So ek nou gesê het, we like control, ons hou in beheer van dit te wees. Pride keeps us from carrying and fear of letting go. Ek dink vrees was my, toe ek voorberei, die vrees was my hierdie groot ding uitgestaan het van, ons is so bang om te laat gaan. Ons is regtig, we are scared to let go and let God be. Want wat gaan van my word? Toe ek onthou tot op bekering gekom het en ek het gesê, I'm letting go of alcohol. Ek gaan alcohol een kant toe sit. En ek sê vir myself, kom ons kyk, wie is my ware vriende? En vandag is nie een van die ouens daar by my nie. Die een van hulle kom en vra, gaan dit, alhoewel ons uitreik na hulle toe, maar dit gaan nie, vir hulle gaan dit oor die wêreldse beginsels, vir my gaan dit oor God se beginsels. En ek weet daai tyd besef is, en dit was my moeilik geweest, want ek is 'n ekstrovert, ek hou van mense, ek hou van my energie van mense af te trek. My vrou raak uitgetap en sê, ek wil dit bietjie geleer, dan sê ek, nee, maar kom ons doen dit en dit. Ek wil mense wees, want dis wie ek is. Maar ek in daai tyd besef is, in plaas van om met mense te wees, in die teenwoordigheid van Jesus te gaan spandeer, my energie van hom aftrek, ek moet gaan hoor dat hy vir my sê, want as ek die hele tyd op hom Willie gaan staatmaak, of op Joseph, of Marius, of op wie, op Donovan, of wie ook al, ernstig gaan hulle my teleerstel. En dan gaan ek my hart bitter raak, en dan gaan ek sê, ja, jy het gesien wat dit Donovan het gedoen. Dan wil ek my vir Donovan sleg sê, maar eintlik was dit nie sy hart gewees nie, maar hy het my net teleurgestel op daai oomblik. Maar wat sê God? I will never ever let you down. So kom ons vir daai vrees van, ek is te bang en sit dit neer vir God. En kom ons sê, Here, help my met hierdie, as ek praai dit, as ek trots is om iets neer te lê. Here, wys my. En hou op in beheer wees van al hierdie angstigheid. Want as jy die angs voor Jesus gaan neersit, gaan hy dit wil oorvat en hy gaan jou help in dit. As ons lees wat in Lukas 22 vers 42 vir ons sê Jesus homself net voor hy gekruisig is, Vader, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. So wat het Jesus eintlik op die oomblik gesê? Hy daar gaan sit en hy 3 keer gaan bid, voor hy gekruisig is. Ons almal ken die storie voor die kruisiging, wat het met Jesus gebeur. Die Bybel sê, sy sweet het soos bloed uitgekom, hy was angstig geweest, hy het vrees gehad, want hy het geweet waartoe hy gaan, hy het geweet, hy moet kruis toe gaan. Hy het dit geweet, maar tog kom hy na Jesus toe, en hy kom na God toe, en hy sê, God, as dit U so wil is, as dit nou die kop is, en hy sê, Here, if this cup is, if you are willing, take this cup from me, but let your will be done. Hoeveel keer het ons die gebed al gebid, en ons sê, Here, as dit U so wil is, laat U so wil geskied. Ons bid dit baie, nee? Here, laat U so wil geskied. Maar dan sê ons, Here, maar hier is my kop hier vol probleme en alles, en dan maar laat U so wil geskied. En dan môreoggend, soos ek sê, dan vat jy weer die kopie terug by Jesus. Ek sal dit uitsorteer, Here. Maar Jesus het ook op daai oomblik gesê is, Vader, ek is nog dors. Op baie van ons sonde toe Jesus in die kruis gesterf het, sê, I'm thirsty. En dis die kopie wat hy van gepraat het, daai angstigheid, jou sondes, al jou struggles wat jy deurgaan. Oeps, hy het gesê, ek wil nog meer van jou stres hê, gee dit vir my. Want ek wil daai las vir jou dra. Ek is dors vir almal wat hier sit se laste, Trevor vir jou ook. Niemand is uitgesonder vandag nie. Maar Here vra net is, as jy sê, dat sy wil geskied om hom te begin vertrou in dit, hy gaan jou antwoord gee, sy wil sal geskied, en jy gaan veilig voel in die teenwoordigheid van Jesus. Ons moet hom net begin vertrou, soos ons pa. Ek onthou, ek het al getuig met julle na my pa oorlede is, en ek was half eintlik vies vir die Here gewees, en ek my pa eintlik actually leer ken, vir die man wat hy is. En op baie oomblik sê die Here vir my, maar ek weet jy het 'n aardse pa gehad, en hy was goed vir jou, en jy het hom leer ken, maar ek wil van vandag af jou pa wees. So as Hemelse Vader jou pa wil wees, dan moet ons nou, dan wil hy jou hart hoor. Hy weet wat ons angstigheid. Baie van julle jong mense trou binnekort. Daai angstigheid van, Here, ek nog dit betaal, dit nog betaal, die kos, wat van dit, wat van my rok. Maar ook is die belangrikste, Here, ek het nog, dit is raak het rustig.
as jy in sy teenwoordigheid is, gaan hy jou rustigheid gee. Hy gaan jou comfort in dit. So kom ons vat vandag en ons sê, Lord, Here, I surrender it all. Ons almal ken daai liedjie, I surrender it all. Ek gaan dit nie vir julle sing nie, want dan gaan julle my beklei. Maar as ons sê, I surrender it all, wat beteken dit? Ek gee alles oor. Ek gee alles. Nie net 'n bietjie, ek hou nie 'n bietjie nie, I surrender it all. Wat moet ons doen? What do we need to lay down? So ek wil so 'n paar stukkies sommer met julle deel. Wat gebeur ja? Partykeer as jy te veel worry, dan slaap jy min. As jy seer het, slaap jy min. Dan is jy angstig en guilt. Daar is maar net so 3 klein punte wat ek geneem het, maar jy weet in jou hart wat moet jy neerlê. Ek weet soos die laaste rukkie wat ons met die troue goeders voorberei, dan sê Giselle sien in sy bak en sê, wat fout? Nee, ek stres oor die troue. Ek worry oor dit. Wat van dit? Wat van dit? En dan slaap ou min en raak jy verder angstig. Dan sê volgende oggend ons kwaai met almal en goed. So kom ons gee dit oor vir die Here. Filippense 4:6 en 7. Hy staan nie op die bord nie, maar dit sê ook vir ons. Do not be anxious about anything. Moenie angstig wees oor enigiets nie. Dis baie makliker gesê as gedoen, hè. Dit is baie maklik om sê, ja, moenie angstig wees nie. Net aan die net nie, dis daai ek gaan angstig wees vandag die week nie. Maar as daai vrees kom en daai uitdagings kom, dan raak ek ou baie keer angstig. Maar God sê, moenie stres nie, ek is met jou. Baie keer dan voel ou met seer ook. Dan voel jy soos nou gesê het, het 'n pel gehad vir soveel jare en nou beskiklik het jy jou betruil en jy het jou gaan sleg sê en goeters. En daai seer was nie lekker nie. Maar God sê ek is met jou. En die ding wat ek baie lank in my lewe gesukkel het was rejection gewees. Om gereject te word. Ek het so bang geraak dat mense my gaan reject oor my verlede dat dit deel van my lewe geword het. En dit was my sleg gewees. En ek moes daai rejection gaan neerlê voor die Here en dan gaan sê, Here, hier is ek. Help my met dit. Want in U se oë is ek nie gereject nie, ek is goed. I'm awesome in your eyes. When you hold on to hurt, it holds on to you. Lay it down. Forgiveness is not saying it didn't hurt. It's saying, God, you handle it. Ek het gister al getuig op daai dag dat ek my pa vrede gemaak het voorspaar toe ons altyd gehuil het soos babietjies en dat my pa kon vergewe en my pa kon my vergewe het ook vir my stawwenis. Daar het iets in die geestesriem gebeur oor vergifnis wat ek vir niemand kan verduidelik nie. Maar ek het daai dag besef die krag in vergifnis. Die krag van om dit neer te lê en sê, Here, U vat my pa oor sy omstandighede, sy mens wees, ek vergewe hom. Dankie Jesus, sodat U hom ook vergewe en hom 'n nuwe mens maak en daar het my pa se hele lewe omgedraai. En ek het gesê, Here, U hanteer dit. En dit soos sê, dit kom my pa se verhouding gerestore het. The cross is already paid for what you are still punishing yourself for. En Stefan het ook gepraat oor Romeine en ek wil graag Romeine 8:1 vir ons lees vanoggend. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Daar is geen veroordeling vir daai wat in Jesus Christus is nie. For there is no condemnation. Ek wil hê met hierdie skrif in julle harte gaan vasmaak. Want as jy in die oggende staan en jou hare kam, dan veroordeel ons onsself so erg. Maar Jesus Christus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek wil nie jy moet veroordeel voel nie. Want as jy jouself gaan oordeel, gaan dit nader aan deel word van jou mens wees. As ek myself, soos ek terg altyd, ek sê ek weet nie hoe om te sing nie. Ek weet ek kan regtig nie sing nie. Dis nie een van my sterk punte nie. Maar as ek die hele tyd en elke oggend my gaan self sê, Jacques, jy kan nie vir Jesus sing nie. Jy is nie 'n sanger nie. Dan gaan dit nader aan deel van my lewe word. Jy het groot boude, jy het 'n groot pen sê, as ek die hele tyd vir myself sê, gaan dit nader aan my deel van my lewe word. Want ek veroordeel myself. Ja, Jacques het A, B, C gedoen. Maar Jesus sê, ek weet nie meer daarvan nie. As ek nou, ons gaan nou die papiertjies bietjie uitdeel, as ek hierdie papiertjie vat en kom ons vat van, stop nie as ek pen het. Hierdie papiertjie was nou, julle sien almal hy's vol geskryf, né?
Jy kan sien, hier's 'n klomp goed geskryf, nie reg, maar in jou geestesoog, hier's 'n klomp, dis reg, dankie maar die man nie stres nie. So ek nou, hier's 'n klomp goed wat ek in my lewe verkeerd gedoen het. En dan kom Romeine 8:1 en Jesus sê, ek het jou vergewe. Johannes 3:16, ons almal ken daai skrif. Want God het my so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het vir my. Hoekom? Om my sondes te vergewe. En dan kom Jesus en hy sê, okay, Jacques, jy het gedoen A, B, C, waar is die uitveer? Dan vee hy het gou uit. En as ek weer na my blaadjie kyk, dan sien ek hy skoon. Dan kom die duiwel, en hy kom sê, maar, Jesus, onthou jy om Maarten het daai dag dit en dit en dit en dit gedoen. Dan sê Jesus, okay, maar jy veroordeel hom nou, né? Jy sê hy het dit gedoen. Dan sê Satan, ja, die duiwel, ja, hy het dit gedoen. Dan vra Jesus vir hom, is dit in jou boek? Sê ja. Dan sê Jesus, wag, ek gaan my boek gaan haal. Gaan haal hy om Maarten se boek en kyk hy. Dan lyk hy baie verbaas en sê vir Satan, waar kry jy jou inligting? Nee, hier my boek. Hy sê my boek staan niks. My bloed het hom skoon gewas. Ek veroordeel hom nie meer vir sy verlede nie. Want in my boek staan daar niks. Dan sê hy, dan is jou lewe skoon soos die wit papier voor Jesus Christus. Maar die ding is, ons moet dit begin glo. Ons moet glo dat Jesus gesterf het van ons in die kruis. Ons is soveel, die wêreld is vol Christen, daar's baie mense wat sê ek is 'n Christen. Ek sien gister by 'n begrafnis. Almal sê nee, ons is Christene, ons is lief vir Jesus. Maar ek wil jou vra, is jou leefstyl in lyn met Jesus Christus? Lewe jy Jesus Christus? Gee die liefde wat Jesus gegee het vir ons? Of is dit iets wat jy moet neerlê vir God en sê, Here, my leefstyl is iets wat ek moet verander. Ek moet my lewe kom neerlê voor U. What is the exchange? What exchange happens when I lay it down? Wat is die uitreiling wat gebeur wanneer ek dit regtig neerlê? You give fear, God gee vrede. Jy's swak, Jesus is sterk. Dan weet daar is nie op die bord nie stres nie. Jy's gebroke en God restore. So baie van ons het 'n getuienis wat ons kan deel van gebrokenheid, van vrees, van waar jy swak was. En in al daai omstandighede was Jesus met jou gewees. Hy het gesê, ek is sterker as wat jou probleme is. Ek sal jou rustigheid gee. Waar jy gebroken voel, waar jy voel, ek kan nie meer aangaan met lewe nie, en sê, Here, ek gaan jou restore. Matteus 12:28. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Almal wat moeg is, kom na my toe. As jy deur 'n moeilike tyd gaan, wil Jesus sê, ek wil op my neem. Ek wil daai juk van jou afval en rustigheid bring. Lê dit neer vir U. Hy gee jou rus as jy na hom toe kom. Maar ek wil vandag vir jou sê, en ek het dit groot in die Engels sê dit so mooi, but don't pick it up. Ons het vir die Here neergelê, jou besigheid, wie jy is, moet dit nie weer gaan optel nie, dis Here se nee. En Ivan kom baie na my toe en sê, ek het dit voor die Here gelê, A, B, C. Boeta kom op volgende, hy sê, ek het baie werk, ek moet eintlik vandag doen, en ek moet dit en dit doen, ek het gesê, Here, ek wil U eerste stel, dan sal die res gebeur. Want sodra ons God eerste stel in ons lewens, dan gaan ons seën in die res, want dan gaan jy die hart van die Vader hoor. So as ons dit neergelê het vandag, moet dit nie weer optel nie. Baie mense lê dit neer in gebed, dan tel hulle dit weer op, dan bid hulle vir hulle finansies, dan paniek ou. So Here sê, ek is okay, ek sal dit kan hanteer. Jy moet my net begin vertrou. Real surrender means, I gave it to God and I leave it to God. Is dit nie 'n mooi statement nie? Dis wat dit beteken, ek gee alles regtig oor aan God vandag, maar dan los ek dit in God se hande. Baie van ons ken die getuienis van Stefan wat ons kom bly het. Vir jare lank het ek en hy gesit en elke aand gebid vir werk. En dan kom in 'n my toe na 'n klein moederlos en sê, oom, wanneer gaan ek werk kry? Ek wil so graag boer, maar ek kan nie, want ek het nie bestroop ry nie, want ek het asma. En dan breek my hart vir die jongman wat so passie het om te boer, maar hy kan nie. Dan sit ek vir die Here en sê, Here, dit is nie se hande. Wys vir die jongman hoe lief het U hom.
En na 'n jaar maak die Here vir hom ook 'n deur oop. Partykeer gebeur dit vinnig, partykeer wil die Here eers met jou werk en dan maak hy die deur oop. En vandag sit daai jong man in Roosendaal met 'n baie goeie werk en hy doen wat die Here wat in sy hart is. Hy het 'n passie vir boerdery en hy werk met beeste vandag. Hoekom? Want die Here ken ons harte. En hy het dit gaan neerlê vir God en hy het gesê, Here, dit is U sinne. Dis nie meer myne nie. Nou as ons sommer kyk, daar's 'n paar klein simpel maniere wat ek net gaan voel het hoe ons dit kan neerlê. Jy noem dit, jy simboliseer dit fisies en vervang bekommernisse met aanbidding. Replace worry with worship. So baie keer as ou angstig raak, vat jou telefoon, ons het tegnologie, gebruik jou music player of wat ook jy gebruik en sit net vir jou worship saggies in die agtergrond aan. En begin die Here net aanbid vir sy goedheid, vir sy guns oor jou lewe. Spreek dit oor jouself. Here, dankie vir sy goedheid en guns. Dankie dat ek hierdie worries voor U kan neersit. Dankie dat ek my finansies voor U kan sit. Dan begin jy dit noem. Wat maak jou angstig? Dan noem jy dit. My besigheid, die koffiewinkel, die wat ook al. Jy sit dit voor die Here neer. As daar iets is in jou lewe wat jy voel wat niemand daai gewone sondes wat niemand van weet nie, dan noem jy dit en sê Here, maar ek sukkel met A, B, C. Ek gaan dit vandag simboliseer om neer te skryf. En dan gaan ek by die kruis neersit. En dan gaan ek begin aanbid vir wie U is. Die Here wil ons harte verander. Hy wil Ficksburg verander, maar hy kan dit nog nie doen nie, want ons hou aan sê Here, ek gaan dit doen. Hoe kan ek dit doen, Here? Dit gaan oor my, dit gaan oor ek. Gister met 'n oom gepraat, daar was meer die woord ek en sy vocabulary as enigiets anders. Ek het met 'n kar so vinnig gery, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen. En ek besef dit, sjoe. Here, jy het U nodig. Hierdie boeta het U nodig. Want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Jesus Christus. Let the King of my heart. As ek jou hart oopsny vandag en ek sê dit baie vir julle en ek wil dit ander vir julle sê, as ons jou hart oopgesny, George het jou hart oopsny, lyk dit daar binne. Wie is daar binne kan? Dit open heart surgery doen. Wie gaan na my hart kyk? Wat gaan hulle in my hart sien? Gaan hulle sien om Frans op 'n tydjie aan hulle so toe kom en sy tande kners, so vol van die taksies wat voor hom indryf of gaan hy sien hoe seun Frans hulle so toe sy daar inry. Dis Here, goedheid en guns oor die land, goedheid en guns oor my besigheid. Want as ek meer tyd met God gaan spandeer, gaan ek soos hy word. So kom ons vra regtig vir Jesus vandag. Wat moet ek neerlê? Here, hier is ek voor U. Want as ek dit regtig gaan neerlê, something shifts. Dan gebeur daar iets in die geestesrealiteit. The situation might not change immediately, but your spirit changes immediately. God gives you peace not in the absence of the problem. It's the presence of God in the middle of all of them. I am not afraid. I'm not a slave to sin anymore. I raise a hallelujah in the middle of the storm. En dis wat Jesus vandag vir ons kom vra. Jou situasie mag nie vandag verander nie. Maar God gaan jou bonatuurlike vrede gee. Hier's baie van ons wat angstig is vandag. Ek voel dit regtig in my gees. Hier's baie van ons wat hier sit en wat angstig is en haal net asem. Vat net 'n diep asem en sê, Here, hier's ek. Vat U oor vandag. Want sonder U kan ek dit nie meer doen nie. Wat dra jy vandag? Is dit siekte? Kind wat nie meer sukkel? Jou besigheid wat dalk nie goed doen nie? 'n geheime addiction? Gebroke verhoudings? Of 'n vrees vir die toekoms? Ek gaan sommer vir Marius hulle gebruik as 'n voorbeeld. Hulle trou binnekort en in April trou hulle. Daai vrees van, Here, dit kan nou angstig maak. Here, is dit hier wat moet wees? Ek gaan nou 'n vrou kry, ek gaan trou, is alles in plek, Here, is ek reg, is my huis reg, ou raak so vinnig paniekagtig, as ek weet, ek verstaan nou, Michaela ook, ouens wat nou so jong trou, vinnig angstig raak, ou. En die Here sê, wees net rustig. Ek sal jou toekoms bepaal. Jeremia 29:11, miskien daai skrif, né? For I know the future I have for you. Hy het dit klaar jou planne uitgesit. Gaan jy hom vertrou vir daai planne? Hoor wat die Heilige Gees vir jou sê.
lê dit neer. Nie môre nie, nie wanneer jy het verstaan nie, vandag. Vandag is die dag wat ons by die Here gaan sit en sê, Here Jesus, ek wil iets neerlê in my lewe. Daar's baie keer van ons het baie meer om neer te lê vir die Here. Maar die Here vra vandag van ons, kom ons lê dit neer in hierdie nuwe jaar wat ons ingaan. Ons is amper halfpad deur die jaar. Tyd gaan so vinnig verby. Tomorrow is not guaranteed. So kom ons raak dit stil voor die Here. Soos die musiek in die agtergrond speel, wil ek net hê jy moet net rustig raak. Mag nie oortree Here Jesus. Vra vir Jesus Christus vanoggend, wat moet jy leer? Wat sal jou hart wat hy graag hê? Jy moet leer. Hierdie is net tussen jou en God. God ken jou hart beter as enige mens vandag. En ons nou gesê het is daai van hoe gaan ons doen? Ons gaan dit vandag, ons gaan prakties wees vandag. Julle weet ek hou van prakties wees. So terwyl jy rustig is en jy voel daar's iets wat jy moet neerlê vandag, wil ek jou graag nooi. Hier in hierdie mandjies voor is daar papiertjies. So nou kyk vir pen en dan skryf jy dit neer. Noem dit vandag. Here, ek lê angs neer. Skryf nie die woord angs. Of wat ook al jy meer voel jy wil neerlê vandag voor Jesus Christus. En dan gaan jy by die kruis kom neerlê. Daar is 'n asblik voor die kruis. Jy gaan dit daar ingooi. Dan Dinsdag as ek by die kerkkantoor is, gaan ek daai papiertjies vat en hulle brand. Maar nou hoekom gaan ons dit brand? Hoekom wil ek dit vernietig? Want ek wil hê jy moet besef vandag, it is finished. Wat was Jesus se laaste woord in die kruis? It is finished. So ons gaan dit neerlê voor Jesus vandag en ons gaan sê, Here, dankie dat U my deur die omstandighede vat. Dankie dat U my angs dra. Dankie vir dit, Here. En jy gaan lewe oor daai situasie begin spreek. Dus as jy Stefan het alvast gaan pen aan. As jy of jy 'n pen by jou het of klaar en jy voel jy iets neerlê vir die Here, kom skryf dit neer. Kom sê Here hier. Kom net regtig vroeg op die eerste dag. Ek dink dit is die moeilikste ding is om uit ons comfort zones uit te kom en iets te doen. En dis kom ek hou van die praktiese manier om vir te sê, is kom net dit voor die kruis neer. Kom net dit voor Jesus neer. Want baie keer sê ons, ek sit by die huis gaan doen, moenie worry nie. Dit ek sit by die huis doen. Maar dan raak ons so besig by die huis, dat ek actually vergeet om dit te doen. En as jy voel vandag, jy dan die papiertjie geskryf, jy moet jouself nie veroordeel nie. Ek wil nie met te swaar oor jou kop loop en dan gaan sit jy regtig vir die Here die week en spandeer tyd met hom, sê Here Jesus. As daar iets is, help my met dit. Of Here, wat kan ek vir U doen vandag? Waar kan ek vir 'n Boeta of 'n Sissa net 'n hand wees vandag? Waar kan ek hulle optel? Maak nie saak waar ons deurgaan vandag. God sê ek is hier vir jou. God hoor julle harte vandag. God sien elke traan wat getraan word. En elke keer as jy daar by die Here sit, daar's baie van as vaar is iemand wat by die Here gaan sit in die aand en dan gestort en net sy hart uit voor die Here en sê Here, hoor U my. Vader, U sê, het U vergeet van my? Here, ek het opgee oop lewe. And the Lord says, I've got you. I'm going to pick you up with this situation. Vertrou my. Partykeer moet ons deur 'n seisoen gaan waar die Here ons regtig iets leer. Ons vat daai huwelikskursus en ons het so gesmaal laasweek toe ons met mekaar die laaste keer sit en
En net lekker gesels oor die huwelik en die ou wat daai John Bruce Wilkinson gebruik 'n baie mooi voorbeeld in die huwelikskursus. Hy het die dag toe voor sy seun getroud het, as hy besigheid sy sak het gehaal. En hy sê vir sy seun, "You see this wallet?" Hy sê, "Ja, dad, I see it." Hy sê, "Dis nou myne. Ek gaan hom nou terug in my sak sit. Van môre af word jy die hoofpriester van jou huis. Jy moet nou jou familie gaan lei." En hy sê, "Maar dad, wat gebeur as ek sukkel?" Hy sê, "Ek sal vir jou wees. Ek sê jou help, ek sê jou lei. Maar vandag finansieels, laat myself afsny van jou nie, maar ek wil jou bless vandag. Want die Here moet 'n jong huwelik opvat deur challenges. En om te leer dat julle saam as 'n man en vrou saam die uitdagings kan vat. Want dit is maklik elke keer as ek vir my pa moet bel en sê, "Dad, ek het nie geld vanaand, jy het my oorbetaal." Eintlik doen ons sonde aan ons kinders, want ons bederf hulle. Want hulle weet die ATM is reg daarso. Die ATM sal te stuur. Maar God wil jou in dit iets leer. En dis dieselfde vandag. Dieselfde voorbeeld wat ek julle wil gee vandag is. God sê, ek is hier vir jou. Ek wil jou vat, ek wil jou help. Maar dan moet jy bereid wees om die journey saam met my te kan stap en te sê, Here, ek leer dit neer voor u vandag. En dis die Here se wil. Amen. Kom ons sluit sommer net die oë. Here, in hierdie oomblik van stilte, ons net so voor u sit, Here. Ons net vir u kom sê, dankie vir hierdie dag, Here. Dankie vir die wonderlike reën wat ons gehad het die laaste 2 dae. En dankie dat ons weet, dat u reg lewe. Here, ek bid vanoggend vir elke persoon wat u is, Vader. U ken hulle laste, u ken hulle hartsbegeertes, Vader. U ken hulle struikelblokke, u weet waar hulle deur gaan vandag, Vader. En soos ons kom vandag het, Here, en ons het uit ons comfortzone net gekom, Here, ons het gesê, Here, hier ek lê dit neer vandag voor u. Bid ek dat u elke persoon die krag sal gee, Vader, om dit by u te los. En nie wie op te tel om te sê, Here, ek sal dit uitsorteer. Ek bid regtig mense so vandag sal tot hart vat dat u beheer is vandag van hulle lewens. En Vader, ek bid dat u regtig in ons harte sal werk ook. Dat as ons nie op 'n gesonde plek is met u nie, Vader. Miskien ken ons u dalk nog, Here. Bid ek dat u regtig in ons harte sal oortuig. Dat soos Jeremia 5 sê, Here, u het ons geken voor ons gevorm was in ons moeder se skoot. U het ons by naam geken. En u het geweet wat die planne van ons lewens is, Here. Ek bid vandag dat dit in ons harte sal vasmaak, Here. Dat u geweet het ons gaan vandag hier sit in hierdie seisoen op hierdie tyd, Vader, vir 'n spesifieke doel. En soos ons kom, Vader, bid ek dat ons lewens tot nuut voor u sal neerlê vandag. Ons gesondheid, ons huwelike, ons kinders, ons as mens wees, Vader, ons dorp lê ons voor u neer vandag, Vader. En ons sê dankie, Vader, dat ons kan lewe oor Ficksburg spreek en oor ons kerk en oor almal in Ficksburg, Vader, spreek ons lewe en lewe in oorvloed vandag, Vader. Vader, ek bid dat ons vandag af sal bereidwillig wees om ons hande op te steek en sê, Here, ek sal die gospel gaan verkondig. Ek sal vir 'n Boeta gaan bid. Ek sal 'n Boeta gaan bystaan. Nie oor dat ek die glorie wil kry nie, maar dat u die glorie sal kry. Dat ons instrumente sal word van u, Vader. En nie verwag dat iemand dit moet doen nie. Want te sê, ek sal vir u gaan. Hier is ek, Here, gereed, bruikbaar voor u. Stuur ons nou, Here. Vader, soos ons afsluit, Vader, wil ek net ook autoriteit vat oor hierdie gees van angstigheid vandag in ons lewens, Here. En ek wil dit breek vandag in die naam van Jesus Christus. En ek wil lewe oor daai angstige mense spreek, Vader, en sê, angs is nie jou porsie nie, maar lewe is. Dankie, Jesus. Ons eer en ons loof u vandag. In die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Amen.